Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan elke van vanoggend. Ons is nou wel uitgedink, die wat dalk nie weet hoekom dit so 'n bietjie stiller is vanoggend nie, is skoolvakansie. So die
wat van klein Robertson na by Struisbaai kyk, vanoggend, julle is baie welkom, en so elkeen wat van die huis af kyk, almal is baie welkom vanoggend, as deel van hierdie erediens. Natuurlik nie wat jy sit vanoggend, is lekker om elkeen te kan sien, en ek my gebed is om net vanmôre, dat vanmôre vir elkeen spesiaal sal wees, dat jy elkeen iets sal kry by die Here, wat jy kan gaan gebruik, gaan toepas, ook in die eie lewe, terwyl ons so agter Jesus aanstap, as sy volgende. Ek het 'n paar afkondigings, baie nie, net so 3, wat ek onder die aandag wil bring. Die eerste is die 3de Mei vir die kerkdienste wat hier is vanoggend, is daar 'n spesiale kerkdiensvergadering om 7 uur, daar aan die vierkant, 3 Mei om 7 uur, dis maandag, wat kom oor 'n week, môre oor 'n week. Al die kerkdienste sal weer volgende week afkondig, en sal ook 'n boodskap aan elkeen stuur. 6 Mei om 18:30 ons karnaval konveniersvergadering. Al die konveniers van die verskillende tafels en stasies, julle asseblief die 6de Mei om 18:30 by die vergadering wees. En dan is ons kerkkantoor gesluit vir die week, soos ek is bietjie met verlof. So Andrie sal wel in die kerkterrein wees van Woensdagoggend af weer, as ons nou lang naweek, môre is niemand nie. Dinsdag is vakansiedag, so dan is ook niemand nie. Maar van Woensdag af sal Andrie wel weer in die terrein wees, soos ek by sy kantoor wees, maar die kerkkantoor is fisies gesluit, tot soos dit nou weer met ons is. Dag wat voor ons stil word, kom ons ontspan vir 'n oomblik net rustig met die teenwoordigheid van Here. Hy nooi ons uit om hier te wees. Hy het ons vanoggend wakker gemaak om hier te wees. Hy het vir ons die begeerte in ons harte geplaas om saam as gelowiges byeen te kom, om in sy teenwoordigheid te kom rus. So kom ons doen dit vir 'n oomblik. Kom ons rus net by hom, raak bewus van hom. Ja, sy teenwoordigheid, sy almag, sy grootheid, sy vrede, sy liefde. Ek gee julle 'n verstil gebed. Here, dankie dat ons juist die stilte kan voel en die stilte kan doorfluister. Dat juist in die stilte deur die Gees diep in ons harte kan inspreek. En die stilte ons kan kom aanraak. Sodat ons sonder stilte met groot volume wat deur die krag van die Gees gedryf word en in die wêreld kan inspreek, deur ons leef elke dag. Here, as ons môre stil word, is ons gebed dat U deur die Gees môre in elkeen van ons harte sal kom inspreek. Dat U sal gee dat hierdie erediens en alles wat hier gebeur, U naam alleen sal groot maak. Dat U die fokus sal wees, Here. Dat ons ook soos Paulus sal sê, as ek moet roem ek op die kruis van Jesus. Dat ek self op die kruis sal word, sodat Christus sigbaar sal word. Here, mag dit so wees vir elkeen van ons wat hier is vanoggend. En dan wil ons weet, U is ook hier. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, Here wil elkeen kom groet vanmôre met sy genade, sy vrede en sy liefde. Mag dit 'n oorvloed vanmôre oor elkeen van julle uitgestort word. Ons gaan ons loof en prys met 'n paar liedere saam. Ons gaan begin met
die 203 vers 1, 3 en 5. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring uit al ons skuldvergewing, ons 'n nuwe lied laat sing. Kom ons staan vir die 3 liedere, en dan ons Here se naam lekker genoem.
stil word vir die woord, ook ervaar hoe deur die Gees met ons elkeen praat. Mag die Gees so kragtig in ons lewens beweeg, deur die woord wat ons hoor, en mag dit vrug dra, Here, wat pas by kinders van U. Wil jy nou met elkeen van ons kom praat, Here, ons wil graag luister. Maak ons harte oop en maak dit sag, Here, sodat dit ontvanklik sal wees vir wat U wil sê. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, ons koning, ons verlosser en ons Here. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan saam lees uit Efesiërs, daar twee gedeeltes, Efesiërs 4 vers 1 tot 3 en 23 tot 24, vers 1 tot 3 en vers 23 tot 24 van Efesiërs 4. En dis die Nuwe Lewende Vertaling waar ons lees, Engels is die New Living Version. Ek doen dis 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is. Leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelet om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens se skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe vir God en werklik aan hom toegewy is. Net tot daar. Paulus is in die woord, hy praat hier van die eenheidsband, hy praat hier van samehorigheid wil ek amper sê, hy praat hier van mense wat in Christus Jesus glo, maar wat saam is, onder een hoof is. Mense kan amper sê, in een span saam speel. Nou, jy het sekerlik gehoor en gesien, dat het nou weer van Vrydag af wettig is vir skole, om ook bietjie rugby te speel, of netbal te speel, en hockey te speel teen mekaar. Dit is eintlik gesê, so dit gebeur nou weer, en ons het hierdie naweek sonder data, ek klomp rugby-wedstryde kon kyk op DigiTV, skielik hulle betaal my nie vir die afkoming of vir die advertensie nie, maar alle skole sport, selfs die toutrek is daarop uitgesaai. En dit is wonderlik om net weer te kon beleef hoe hierdie goedes weer begin gebeur, en ek dink dit het die kinders se lewens inbou, vir die kinders se gee, die verryking van hulle lewens, nou dat hulle weer kan deelneem, weer die sport wat vir baie van hulle passie is kan uitleef, dink ek maak nie te groot verskil. Ek wil amper sê die herstelproses van ons kinders geestelik emosioneel, ook na die tyd wat verby is, hierdie moeilike tyd van inperking, wat ons daarom nou so 'n bietjie van 'n verligting beleef. Maar vir al die sportsoorte is daar 'n belangrike element, en dit is 'n goeie afrigting. Nou, ek het so 'n bietjie gaan wonder en gaan dink, as ek nou 'n goeie afrigting sou beskryf, hoe sal 'n goeie afrigting lyk? Wat sal sy samestelling wees? Wat sou hy hê om goed te wees? Nou, ons weet dat 'n afrigter baie kere maar 'n spervuur is, as ons kyk na die Springbok afrigters veral. As 'n Springbokspan wen, dan prys almal die afrigter. As die Springbokspan verloor, dan is dit 'n swak afrigter. En ek dink dis ongelukkig baie keer die maatstaf wat ons gebruik om 'n afrigter aan te meet. Wen die span of verloor die span? Maar ek dink daar's baie meer agter 'n goeie afrigter. 'n Goeie afrigter is baie meer as 'n wenspan of 'n verloorspan. En terwyl ek so 'n bietjie daaroor gewonder het, nou ek weet, my eie ouers, my pa en my ma, kyk dalk heeldag kyk lewendig saam, of hulle gaan nou nog in elk geval na die preek luister. So ek wil baie mooi praat wat ek nou sê. Ek dink my eie pa is volgens my 'n goeie afrigter gewees. Hy is onderwyser sy lewe lank, hy van hy begin het rugby afgerig. En hy het die vermoë gehad om met nie die beste spelers altyd nie, die beste resultate op te lewer.
En ek het gewonder hoekom, en ek het bestaan het vir my gesê, ook hy het genoem in 'n gesprek, wat vir hom belangrik was, as het kom by rugby afrigting. 'n Paar elemente wil ek amper sê, wat vir hom belangrik was om in te bou in 'n span. Die eerste ding natuurlik wat belangrik was, hy is afrigter moes weet waarvan hy praat. Hy moes met autoriteit kon praat. My pa het self rugby gespeel op skool. Hy was 'n raadskeieregter gewees op die paneel. So hy kennis gehad van rugby, van die spel self. Hy het op topvlak was hy skeieregter gewees, wat hy heel baie goed geken. So wanneer hy na die skole toe gegaan het, waar hy die skool gehou het, en die kinders, die seuns wat hy moes afrig, het hy geweet waarvan hy praat as hy met hulle praat. Hy kon hulle lei in die spel van rugby, want hy het kennis gehad, hy het autoriteit gehad, as het kom by dit. Iets wat hy gesê wat ongelooflik belangrik was vir hom, om goed af te rig, om 'n goeie span op die veld te stuur, is fiksheid. Fiksheid was vir hom amper die pilaar gewees, waarby sy rugby-spanne se spel op die veld geskwee het. Hulle moes fiks wees. Daarom was dit nie noodwendig altyd lekker om hierom afgerig te word nie, want hy het jou gedruk. Hy het jou gedruk om fiks te word. Want as jy fiksheid het op die veld fisies tydens 'n wedstryd, is jou foute minder, jou vaardighede beter, jou konsentrasie beter, kan jy aanhou en uithou tot die uitvlei plaas. En is baie keer die laaste paar minute van 'n wedstryd, waar die fikse span op die veld die wedstryd wen. Dit was onbelangrik. Die derde ding wat onbelangrik was die basiese vaardighede. Spelers moes die bal ontvang, kon uitgee, kon optel van die grond af, en losgemaak die bal wen. Lynstaan werk, het die basiese goed gedoen, maar het aanhoudend gedoen, tot die spelers het ook recht kry. Tricks was daar nie noodwendig gewees nie, want hy het nie geglo daarin. As die spelers fiks was, die basiese vaardighede moet recht kry, dan sou hy miskien soekie nog 2 gedoen het met hulle. Maar die basis is recht wees. As 'n skramskaap op die bal kry, en sy bal so gauw as moet deur die hande gaan vleuel toe, want die vleuel se werk was om drie te druk. Basis goed. Nou 'n vierde ding wat onbelangrik was, elke speler moes weet wat sy rol is op die veld. Elke speler moes weet wat sy rol is op die veld. Sy posisie waar hy speel, die funksie van haar posisie, wat hy moes doen tydens 'n spesifieke wedstryd, om te help, om die hele span uiteindelik, nie noodwendig te laat wen, maar dat die hele span uiteindelik hulle beste kan lewer tydens daai wedstryd, en kan afstap van die veld af, wen of verloor, kan goed verloor hulle self, want ons het ons beste gegee. Nou eers is al die goed deeglik om die knie was, dan sal my pa tevrede wees, met gerustheid 'n span op die veld stuur, want dan weet hy is agterlik gedoen wat hy moes doen. Wanneer ons kyk na Paulus, wat ons nou gelees het hier, in Efesiërs 4, sou ons presies dieselfde oor Paulus kon sê. As ons praat oor die geestelike lewe, oor die Christelike spel, as ons dit so kan noem, is Paulus uitstekende afrigter gewees. Paulus het gefokus op basiese elemente, maar seker gemaak dat almal wat deel is in die spel, ek en jy, elkeen wat na sy briewe geluister het, sy briewe gelees het, elkeen van hierdie ouens presies geweet het waar dit gaan. Basiese elemente. Dit kon vat, hulle eie maak, toepas in hulle lewe, en daaruit kon leef, die spel kon speel. En Paulus het ook vanuit 'n plek van autoriteit gepraat, want hy het die spel geken. Hy het geweet waarvan hy praat as hy praat van die Christelike lewe. Hy het geweet waarvan hy praat as hy sê, ons stap agter Christus aan. Die spel wat ons speel, sy naam is, stap agter Christus aan. Loop agter Jesus aan, volg hom na. Dis die naam van die spel.
En dis wat Paulus geleef het, dis wat hy gedoen het, dis hoe hy geleef het. Hy noem hier so in vers 1, dat die spel wat ons speel, by uitstek 'n roeping is op elke een van ons se lewe. Ek gaan sluit nie aan by die kerk omdat ek dink dis 'n oulike kerk nie. Ek word nie deel van die liggaam van Christus omdat dit 'n lekker klap is om aan te behoort nie. Ek ervaar 'n roeping in my binneste wat die Gees my wakker maak om te glo in die opgestane Here Jesus Christus. Dit dring my, dit dryf my deur die Gees om deel te word van sy liggaam, deel te word van die spel, deel te word van die span wat ons die liggaam van Christus noem. Met die spel te speel, sigbaar te speel in die wêreld, so die wêreld Christus kan sien. Ons is geroep om navolgers te wees, sê Paulus. En ons volg Jesus, juist op 'n manier wat ons die spel speel, sigbaar speel in die wêreld. Die oefenveld, dat ons met die toerusting ontvang, waar ons geleer word oor die spel, julle die situasies soos hierdie, is geslote vir die wêreld, dis toe, niemand sien dit nie. Baie kan miskien nou met tegnologie wat ons op YouTube kan kyk, op Facebook kan kyk, wat die binne gebeur. Maar dit is sigbaar is vir die wêreld, is die spel wat buite. Want ons op die veld draf, en begin leef, dat ons leer by die afrigters, wat ons in die Bybel gaan lees. Paulus praat met autoriteit. Hy ken die spel, hy speel dit self. Hy het 'n pad Damaskus gedoen, hoe kan hy ervaar in sy eie lewe. Christus het ingegryp in sy lewe. En dan sê hy in Galasiërs 1 vers 12, ek het die reëls van die spel. Ek het hoe die spel gespeel moet word. Ek het wat van ons verwag word as spelers, as spanspelers. Het ek nie uit my duim uit gesê nie. Hy sê, ek het nie by 'n mens gehoor of geleer nie, maar deur God, Jesus Christus, aan my geopenbaar het. Paulus is 'n goeie afrigter, wat by die beste afrigter gaan sit het, by sy voete gaan sit het, en daar die spel van die lewe geleer het, en opgestaan het, en die spel begin speel het, maar ook afrig het, soos hy dit geleer het by Jesus self. Die tweede ding wat vir Paulus 'n ongelooflike goeie afrigter maak, is natuurlik die feit dat hy die reëls van die spel ken, en dit self beleef natuurlik. In vers 2 en 3 spel hy hierdie reëls baie mooi vir ons uit. Hy sê met die spel speel met beskeidenheid, sagmoedigheid, geduld, liefde. Nou dadelik as ons dit hoor op Galasiërs 5 vers 22 by ons op, 22 en 23, maar die vrug van die Gees, of die vrug wat die Gees voortbring, is liefde. En uit die liefde uit, dat ons mekaar het, as liggaam van Christus, maar ook vir die wêreld het, word die reëls van die spel sigbaar op die veld. En die reëls wat sigbaar word, is vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Paulus sê, as ons die spel volgens hierdie reëls speel, daar nie 'n straf op teen ons sal wees nie. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Solank ons daai reëls toepas, daai reëls speel, sal ons altyd aan die regterkant van die strafhof staan. En ons weet dat sy uitwerking in die strafhof teen 'n speler, teen 'n span kan nie op die einde. Dit kan die uitkoms van die wedstryd kan bepaal. As ons volgens hierdie spel speel, hierdie reëls speel, Galasiërs 20 vers 22 tot 23, die vrug van die Gees, sê Paulus, speel ons die wedstryd reg. Maar ons Jesus sigbaar, sal ons nie 'n strafhof teen ons kry nie. Belangrike ding is ons susters wat ons moet hoor, is wanneer ons hierdie reëls toepas op die veld, in ons wedstryd van die lewe, dan sal die mense op die kantlyn staan en kyk, Paulus sit en kyk na ons, krities kyk na ons weet nie baie tyd kyk ons na 'n wedstryd, 'n sportwedstryd, krities. Die mense op die kantlyn staan, op die veld sit, op
die Paulien sit eerder en krities kyk na ons, sal hierdie mense aangetrek word deur die manier hoe ons die spel speel. Want weer eens sal dit nie vir ons as spelers van die Christelike lewe sigbaar maak nie, maar sal Christus deur ons sigbaar word. Derde ding wat Paulus goed maak as afrigter, is dat hy ons leer om fiks te word. Hy kom sê, dis die belangrikste ding, een van die heel belangrikste goed vir ons as volgelinge van Jesus, is om fiks te wees. Vers 23 gee die opdrag om kopfiks te word, om ons gedagtes te begin oefen, om anders te begin dink, en ander gedagtes te leef. Die Romeine 12 vers 2 echo, as ons hierdie gedeelte luister, Romeine 12 vers 2 wat sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik, dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Oefen jou gedagtes, sodat jy naderhand God se gedagtes agterna sal begin dink. Dis die spel wat ons speel, die begin daarvan, begin in ons koppe, by hoe ons dink, hoe ons kyk, hoe ons leef. Maar ons koppe, ons gedagtes moet eers reg wees, fiks wees, fikse denke as ons dit so kan stel, in lyn met die reëls van die spel. En dan kan ons begin leef. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê Paulus dat dit belangrik is dat ons liggame ook voorbereid moet wees. Nie net ons koppe nie. As ons koppe reg is, dan sê hy, brei ek my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie terwyl ek verander gepreek en self met God gediskwalifiseer word. Soos 'n skeieregter, 'n afrigter wat op die veld raak om deel te neem in die wedstryd en hy maak strafskop op strafskop op strafskop teen hom. Ek moet my kop reg kry en dan my lyf reg kry, myself fiks kry, fisies bruikbaar vir die Here. Sodat ek die wedstryd kan speel, soos my afrigter die wedstryd sou speel. Paulus speel die wedstryd soos Jesus. Jesus het hom geleer het hoe om te speel. Daarom moet ons agslaan wat Paulus ons leer, omdat hy dit het vir ons leer, by Jesus geleer het. Ons leer daarteen hoe ons die spel moet speel. Kopfiks, maar ook lyffiks. Kennis van God, kennis van die woord, kennis van God se wil, kennis van wat ons opdrag is, ons roeping is, kennis van wat ons gawes is, kennis van ons rol op die veld, die posisie wat ek speel. Dit kan net die Gees vir ons leer, maar ook fiks, om te dien in die liggaam van Christus. Fiks om te dien in die wêreld, deur diensbaarheid, die spel so te speel, dat ons Christus hande en voete kan wees, om kan sigbaar maak. En dit sê Paulus, moet ons en uitdoen, moet ons aanhou mee, sonder ophou. Ons moet seker maak ons is fiks genoeg, sodat ons nie uitsak nie uitval nie moeg raak nie, sodat ons uiteindelik oor die wenstreep kan hardloop. Sodat ons in die wenkant kan wees, wanneer die eindvlak die blaas. Broers en susters, wanneer ons na 'n rugby-span se spelpatroon kyk, kan ons baie keer sien wie die afrigter is wat hulle afrig. Omdat die afrigter iets van homself na 'n span investeer, 'n stempel afdruk op sy span. Die twee spanne speel dieselfde nie, want die twee spanne se afrigters is ook net dieselfde nie. Paulus streef egter daarna dat die spel wat ons speel, hoe ons dit speel, slegs een persoon sigbaar maak. Al is ons baie gemeentes
as deel van die liggaam van Christus. En as daar baie kerk oor reg oor die wêreld as deel van die liggaam van Christus. Is daar een ding wat Paulus sê belangrik is vir ons as kerk. En dis dat ons een afrigter sigbaar maak. Die een by wie al die ander geleer het. En dis Jesus Christus. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar ek wil nou niks anders bedoel as die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Want daardeur is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Hy beroem hom nie op dit wat op die veld gebeur nie. Hy beroem hom nie op die uitkoms van elke gelowige kind van die Here se lewe nie. Hy sê nee, Christus is alles. Christus moet die sigbare element in die veld wees. Die wedstryd en die uitloop. Ons speel vir Christus. Wat ons doen, hoe ons doen, gaan dit net oor hom, om hom sigbaar te maak. Nou soos ons hier sit vanmôre, is die baie van ons wat hier sit wat ook afrigters is. Afrigters van die geestelike geloof. Iemand van ons wat hier sit, die roeping ervaar in die lewe om nie net disippels van die Here te wees, maar ook in ons lewe disipelmakers te wees. Vir mense te leer hoe om die Christelike lewe te leef. Ons wat ook geroep is om afrigters te wees. Ons het baie mooi Paulus se woorde dra te neem. Sodat ons werklik nie deur wat ons doen en wat ons sê, ons self probeer sigbaar maak nie. Ons self probeer betrooi te plaas nie. Dat ons altyd vir Christus sal sigbaar laat word. Deur hoe mense leef wat luister wat ons sê. Soos daar baie ander afrigters waarna ek en jy kan luister in die Bybel. Petrus is ook 'n goeie een. As jy maar Petrus se briewe gaan lees wat hy sê oor die Christelike lewe hoe ons moet leef. Hy's 'n goeie afrigter. Maar weer eens het hy gesit by die voete van Jesus. Die afrigter van alle afrigters. En daarom dink ek, terwyl ek en jy die briewe van Paulus lees, die briewe van Petrus lees, terwyl ons die blaai van die Bybel blaai en dit lees, moet ons heel eers soek na Jesus. Wat hy sê, wat hy gedoen het, hoe hy geleef het. Want dan sal ons eerstens hoor, sien, ervaar, hoe ek op die veld myself moet gedra, sodat ek hom sigbaar kan maak. Een rugby-span, een netbalspan, een hokkiespan, is 'n span. 'n Goeie afrigter dra dit so oor aan hierdie spelers, dat hulle besef, hulle speel nie vir hulle self as individue nie. Hulle speel vir hulle afrigter, ja, Christelike lewe vir Christus. Speel vir hulle skool, maar hulle speel meer belangrik vir elke ander speler op haar veld, want hulle is 'n span. En daarom 'n laaste ding wat Paulus vir ons kom leer, is dat ons ook 'n span is. As liggaam van Christus, as gemeente van Jesus, is ons 'n span. Verskillende spelers met verskillende gawes, verskillende talente, saam gegroepeer op hierdie veld, waar God wil hê ons die wedstryd moet speel, hier in Robertson. Maar 'n span. Mag ons daarom in eenheid hierdie wedstryd speel. Mag ons in eensgesindheid hierdie wedstryd speel. Mag ons deur saam te speel, saam ons gawes en talente in te oefen en uit te oefen in hierdie omgewing waar ons is, deur hierdie gemeente, met een doel voor oë, en dis Christus, om hom sigbaar te maak, sy koninkryk sigbaar te maak in die wêreld,
en so deel te wees van sy wenspan. Om broers en susters, die wonderlike van die wedstryd te speel. Daar is nie verloorders wanneer ons aan Christus se kant speel nie. Ek en jy kan nie die wedstryd wen of verloor nie. Want Jesus het dit self klaar vir ons gewen. Daarom speel ons aan die wenkant. Ons speel in die wenspan. Ons speel reeds as wenners op die veld, selfs al het ons maar net begin met die wedstryd. Ons is reeds wenners in Christus Jesus, wat in die kruis vir ons oorwinning behaal het. Kom ons speel met 'n wennersgesindheid, maar Christus so sigbaar op die speelveld van die lewe. Elke dag, totdat hy weer kom, om my uit te kom haal. Amen. Liewe Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om net so 'n bietjie na hierdie lewe van ons ook te kyk, as 'n spel, as 'n wedstryd, dat elkeen van ons in deelneem. Here, ons moet bely dat ons baie kere maar eerder op die kant en wil sit as om die spel te speel. Eerder wil kyk, krities wil kyk, hoe ander die spel speel as wat ons het self wil doen. Ons vra dat ons daarvoor sal vergewe, Here. Help ons, Here, dat ons op niet sal besef dat ons elkeen die roeping het om die spel actief te speel, deel te neem. Net ons nie verskoning sal soek, ons sê, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek weet dit nie. Dat die Gees Vader ons sal toerus, sal lei, sal inspireer, om die spel te begin speel in geloof, om toe te laat dat U deur die tyd ons lei. Here, mag ons hier elke sigbaar maak, terwyl ons die spel speel. Die lewe van die geloof leef. Mag ons die reëls van die spel so leef, Here, dat U sigbaar word, ook deur hoe ons die spel speel. Mag ons nooit, Here, mense wegstoot van U af nie. Maar juist deur hoe ons speel, mense opgewonde maak, om U te leer ken. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dat U self vir die spel gespeel het in die tyd dat U op aarde was, tot die einde toe. En juist vir ons oorwinning behaal het, sodat ons as wenners kan speel. Dankie dat ons weet, die prys is vir elkeen van ons reeds een kant gesit. Ons gat het ontvang. Inteendeel ons het reeds ontvang, omdat ons in U glo. Die ewige lewe is reeds ons. Dankie daarvoor, Here. Mag ons werklik vanuit hierdie plek, hierdie platform, terwyl ons agter die aanloop, die wedstryd so speel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers, kom ons sluit die erediens af. En ons sing Vonk 277 vers 1, 2 en 3. U is die lig wat hierdie donker skyn. U is een wat duister laat verdwyn. En solank as ons die wedstryd speel, terwyl ons dit speel, het ons soos Jesus ook met die donker skyn. Ook die duister laat verdwyn. Ook sy oorwinning, ook sy oorwinning oor die dood, oor die sonde, oor die Satan, met die wêreld proklameer. Dit alles wat ons doen en sê. Kom ons staan, ons sluit ons af met hierdie lied.
Net voor 'n span op die veld draf, kom die span by mekaar in 'n groepie en 'n kringetjie en hulle sit langs mekaar en die afrigter sê sy laaste woorde. Hy sê hulle op die veld te draf. Hy sê julle is reg, julle is reg hiervoor. Julle weet wat van julle verwag word, julle weet wat julle gaan doen. Gaan doen dit nou net. Kom ons ontvang vanmôre die Here se seën. Kom ons gaan doen dit net. Kom ons gaan leef dit, die spel van Christelike geloof. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die kragtige werking van die Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly, elke oomblik van elke dag.